Kan ons dit net al so eenmaal sê? Ek wil vanoggend vir jou vra, is jy werklik oorgegee? Want weet jy wat, dit is so maklik om dit te sê. Praat nou met iemand. Ons roep so maklik met die Bybel onder die arm en sê ek is oorgegee. Maar ek vra jou vanoggend, kind van God, is jy werklik oorgegee? Wat jy sien, om oorgegee te wees, vereis 'n heeltemal 'n ander tipe denkwyse. Dit vereis 'n ander tipe leefwyse. Here, in die hand is my lewe oorgegee. Met ander woorde, ek sê dan, Here, U is die pottebakker. Ek is te klein. Vat my en formeer my, net soos wat U wil. Maar wat doen ons wanneer die Here begin vorm? Wanneer die Here begin jou shape in wat jy wil wees, wat hy wil hê jy moet wees. En terwyl ons hierdie nog eenmaal gaan deurse, wil ek vir jou vra jouself die vraag vanoggend af. En jy kan dit antwoord. Is dit werklik oorgegee? Halleluja. Saamgebring wil ek vir die Frank ook te maak by Exodus 33. Ek wil eintlik nou ek wil nie baie tyd net opneem nie, maar ek wil dit net gou vir u bring. Eintlik wil ek eintlik maar net een vers daaruit lees, maar ek gaan vir u vra om my te verdra. Ons gaan lees van vers 12 af. Exodus 33:12. Hy sê, toe het Moses met die Here gespreek en sê, nou wel aan my, ek moet hierdie volk laat optrek, maar u laat weet my nie, maar u laat weet my nie, weet wie u saam met my sal stuur nie. Hoewel u gesê het, ek ken jou by jou naam, en jy het ook genade in my oë gevind. As ek dan nou genade in u oë gevind het, maak my dan tog u weer bekend, dat ek u kan ken, sodat ek genade in die oë kan vind, en bedink tog dat hierdie nasie u volk is. En hy antwoord, moet ek self meegaan om jou rusplek te verskaf? Toe sê hy vir hom, as u nie self meegaan nie, laat ons dan nie hiervandaan optrek nie. Want waarvan sou dan bekend word dat ek genade in die oë gevind het, ek en die volk? Is dit nie daarom dat u met ons saamtrek nie?
So sal ons, ek en die volk, onderskeie wees van elke volk wat op die aarde is. Toe sê die Here aan Moses, ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal ek voldoen, want jy het genade gevind in my oë, en ek ken jou by naam. My teksgedeelte, vers 18, is daarop vra hy, laat my tog die heerlikheid sien. Nou in 1 Petrus 18 is daar 'n vers wat ek net wil aanhaal, en vir die wat nou al oud Pinkster is, sal dalk nou, as ek die Engels gaan quoteer, sal dit nou dalk vir jou sin maak. Maar die Afrikaans sê, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, en wie julle al sien julle hom nie, tog glo, en julle verbly met onuitspreeklike, heerlike blydskap. In Engels sê hy, we rejoice with a joy unspeakable and full of glory. Nou ek wil vanoggend vir 'n paar oomblikke met jou baie ernstig praat rondom die tema in die teenwoordigheid van God. As jy gaan verder lees, ek dink dit is 1 hoofstuk verder van Exodus, is waar die Moses in die teenwoordigheid van God was, en hy die nuwe tablette uitgekap het, en toe hy julle kan sê, want ons 'n paar weke terug, of 2 maande of so terug, het ek gepraat oor die heerlikheid, wat op hom was, toe hy van die berg afgekom het. En terwyl ek gister eintlik heel besig is om voor te berei en met die Here te praat, kyk ek na hierdie sinsnede in die teenwoordigheid van God. En ek kom op 'n Latynse stelling af, coram deo, wat beteken in die teenwoordigheid van die Here. En Wikipedia beskryf dit so mooi, en dit vat basies my en jou as kind van God, se hele geestelike bestaan saam. Want jy sien, weet wat is ons ding? Ek wil nie nou al begin probleme uithaal, ons sal nou nie daarby kom. Maar ons as mens lewe 'n mensbewuste lewe. Ons lewe 'n vleesbewuste lewe. Ons lewe 'n probleembewuste lewe. Ons lewe 'n blessingbewuste lewe. Dis 'n woord wat ek gegenereer het myself, en ek dink dis nogal baie oud. Maar weet jy wat doen ons nie? Ons lewe nie 'n Godbewuste lewe. Ons doen nie. Wat jy moet nou verstaan, ek en jy is in die aangesig van God elke oomblik van die dag. Maar nou kyk ek myself baie keer so na mense, en sorry, ek kan myself onder dieselfde mens. Dan dink ek myself, maar lewe ek regtig 'n God bewuste lewe? Want jy sien, as ek godsbewus gelewe het, altyd, sal ek baie anders optree. Nou, coram deo is a Latin phrase translated in the presence of God from Christian theology, which summarizes the idea of Christians living in the presence of God, under the authority of God, and to the honor and glory of God. Amen. Kan ek vir jou vra, lewe jy so? Want jy sien, as die probleem in jou deur kan klop, dan klim maar 'n ander knaap uit. Iemand anders gaan antwoord die deur. As moeilikheid by jou aankom, nou coram deo vang die kern van Christelike lewe vas. Letterlik beteken dit iets wat plaasvind in die teenwoordigheid van God. Dit beteken om jou hele lewe in die teenwoordigheid van God te leef, onder die gesag van God,
en ter verheerliking van God. Nou as hy nou sê onder die gesag van God, dan praat hy onder die gesag van hierdie woord. Soos om Louis nou gebid het, ons sê baie maklik, Here, ek het U lief. Maar getuig jou lewe vir die liefde van God. Want jy sien, ons is veronderstel om 'n godsbewuste lewe te lewe in totaliteit. Soos ons nou gesing het, oorgegee. Ek is oorgegee, in totaliteit is dit oorgegee aan hom. Nou, as jy nou net kan besef wat dit beteken om 24 uur vir elke oomblik van die dag, as jy wakker is, as jy slaap, in God se teenwoordigheid te wees, dan wonder hoekom doen ons en hoekom leef ons soos ons lewe. Want jy sien, daar's niks wat God nie weet nie. Kyk, almal dink jy kan nou vir die pastoor kan jy nou die dinge wegstreep. But boy, daar's op 'n stadium iemand gewees. En wie wat ek respekteer ek waardeer die respek. Maar wie wat, vergeet van my. Baie mense, nee, pastoor, ek kan nie voor jou loop nie. Hallo? Jy wil nie voor my rook nie. Jy wil nie voor my drink. I appreciate this. But what about God? Because you're in His face 24/7, kind van God. Maar ons lewe 'n menslike bewuste lewe. En is tyd dat ons 'n verskyning sal maak en sê, Here, laat ek begin godsbewus lewe, dat ek sal sien waar ek loop, wat ek doen, laat ek dit sal doen tot eer van U naam. Want ons lewe tot eer van onsself. Dit wil hoe baie doen ons dinge vir onsself. En ek sê nie, jy moet dit nie doen nie. Maar dan moet 'n balans kom. Ons lewe 'n onbewuste lewe vir die teenwoordigheid van God. En dit is, ek wil vandag net vir jou 'n simpel dingetjie kom bring, om vir jou te sê, kom ons maak net, weet jy sê, the mind is a powerful thing, nie? As jy net daai verskuiwing kan maak, van net 'n bietjie links, dan kan jy die hele trein mis wat jou ook omraak. Jy sien, as ons in die kerk is besig met aanbidding, dan raak ek bewus van die teenwoordigheid van God. Ek het nou gesê vir my vrouwtjie, dis moeilik, ek moet 'n rolspeler in die kerk kry. Want weet jy wat, wanneer die krag van die Here begin vaardig raak, dan gebeur daar iets binne my. Ek wil hiepel, ek wil spring voor die Here, ek wil sy naam groot maak. Wat, hoekom hy is vaardig om geprys te word? En dit is, hierdie goed hou my vas, man. Maar regtig, weet jy wat, kan ons net die verskyning maak, dat ons meer godsbewus begin lewe. Jy sien, want wat gebeur? Dis lekker in die kerk. Dis lekker om saam met mekaar hier te sit en die naam van die Here groot te maak. Maar hier is die ding. Daar gebeur iets in die teenwoordigheid van die Here. Dinge gebeur. Dit lyk anders in die teenwoordigheid van die Here. Jy kyk na situasies anders. Jy hanteer situasies anders. Jy tree anders op in die teenwoordigheid van die Here, want jy sien ons raak bewus van sy teenwoordigheid. En nou, hoekom moet ons dit nou net hier hê? Hoekom kan ons nie bewus wees van wie hy is en wat hy is daar buite nie? Want dit is belangrik dat ons sal weet met wie ons te doen het. En dit kom op een ding neer. We need to get die vrees vir die Here terug in ons lewe. Want as ons vrees, as ons die vrees van God in ons lewe herstel, gaan jy baie meer geestesbewus leef. Maar jy sien, as ek 'n Godbewuste lewe gaan lei, gaan ek hom anders lei. Hoe nader jy begin beweeg, hoe meer raak jy geoefen.
Want jy sien, dit is, jy begin meer bewus dink. Jy begin goddelik dink. En jy begin jouself heeltyd sê, maar wat as? Wat sou Jesus gedink het, as hy nou nie was? Hoe sou Jesus dit gehanteer het, as hy hier was? En dan baie keer, dan krijg jy, as ek nie maar nie, die Heer sal nie so gehanteer. Nou Moses vra in vers 18, laat my u heerlikheid sien, en gaan leer gerus die hele gedeelte, tot by vers 23. En die Here antwoord hom, en hy sê vir hom, daar's 'n skeur in die rots. Hy sê, ek gaan jou daarin plaas, en ek gaan my hand oor jou hou. Want hoekom? Die heerlikheid van God is te groot en te magtig vir 'n mens se liggaam om dit te contain. Halleluja. Nou ons gaan nou by die lekker goed te kom. Hy sê, ek gaan my hand oor jou hou en ek gaan verby jou beweeg. En net dit, hy was toegemaak onder die hand van die Here. En toe by die berg afkom, toe kon die mense hom nie aanskou nie. Die mense was bang om vir hom te kyk, weens die heerlikheid van God. And he only had a drop of the bucket. I don't even think a drop. Ek het volgende woorde, ek het die verlange in my hart, dat het is my gebed volgend gewees, voor ek weggesê, ek sê, Here, help my, om 'n godsbewuste lewe te begin lei, al hoe meer nader aan die Here, al hoe meer dieper in die dinge van God in. Want jy sien, jy moet besef, met wie jy te doen het. Ons het nou oor gepraat. Mense stap in en doen net wat hulle wil, asof dit nou maar net. Hulle luister eerder vir die TV en die weerman, as wat hulle luister vir God se woord. Dink ek, die Exmoloer het gesê, as die weerman sê, dit gaan reën, dan haal jy jou reënjas en jou sambreelietjies om mekaar. Maar as die woord van God sê, kind van God, bekeer jou, en laat jou droop, en kom by die Here uit, dan wil ons dit nie doen nie. Want jy sien, ons is 'n mensbewuste mensdom. Ek wil volgende die moet mooi hoor. Dinge gebeur in die teenwoordigheid van God. Kettinge breek. Mense kom vry in die teenwoordigheid van God. Mense word genees in die teenwoordigheid van God. Lewens word herstel in die gewoonlikheid, in die teenwoordigheid van God. En weet jy wat? You don't need anything to qualify for that. He gives us. You are in His presence. Nie jou vermoë nie, nie jou talente nie, nie dit wat jy vir die kerk doen nie, maar jy sien God gee sy teenwoordigheid aan manne en vroue wat hom soek bring. Die Here gee sy teenwoordigheid in manne en vroue wat honger is vir God se aanraking. Kan ek volgens vir jou vra, is jy nog honger vir dit? Is jy nog soekend na die teenwoordigheid van God? Of het jy dit verloor? Kan ons regtig wees? En ons gaan nou seker kwaad wees vir my. Maar baie, het een heerlijke kerk. En jy kan nou kwaad wees. Het jy honger for the presence of God verloor? Want as jy honger was, sou jy soekend gekom het elke dag. Hoeveel keer gaan sit mense in kerke om hulle gewete te streel? Maar jy sien, as jy godsbewus lewe, as jy soekend is, die woord sê vir my, as jy my soek met jou hele hart, sal ek jy my laat vind.
Het jy vanoggend jou honger verloor? Dit is maar stil. Weet jy hoekom gebeur hierdie dinge? Hoekom gebeur dit? Kan ek jou sê? Mense word bang vir die konfrontasie wat plaasvind wanneer die gees van God begin beweeg. Gaan kyk in baie kerke. Die werking van die Heilige Gees word nie toegelaat. Ja, ons waar. Hoekom nie? Because boy, you must understand something. If you walk into the presence of God, oh, something changes. Completely. Iets gebeur. Weet jy wat gebeur? Die woordigheid van God word daar goed geopenbaar. 9 uit die 10 keer is dit wat geopenbaar word, dit wat God nie behaag nie. As jy in die teenwoordigheid van die Here in beweeg en die gees van God is daar, vra vir my. Ek het vir jare lang, baie jare, nou kom my sondes uit. Het ek sondag na sondag met my, amper sê ek leksie en ek het nie gedink nie. My piedestaal was in blauw asem by die hoog gaan klim. En weet jy wat het gebeur? Die oomblik as die gees van God vaardig begin raak, dan voel ek skuldig oor wat ek doen. Hoekom? Want ek is dan 'n tempel van God se gees. En wat? Maar jy sien, nou kom jy in die teenwoordigheid van die Here, nou word hierdie goed opgeroep en kom op in jou geheue, en dan dink jy by jouself van, hoekom nou? Want dit wat nie vir God, wat is dit, behaaglik is nie, sal opkom, hoekom? Sodat ek met dit kan deel. Jy sien, Jesaja kry, gaan kyk gerus Jesaja 6, vers 1 tot 7. Ek gaan dit nie lees, ek gaan dit 1 vers aan ons, moet nie waar jy agter nie. Jesaja kry 'n visioen. En in sy lewe, op aarde, gaan hy aan en hy doen sy ding en hy lewe sy lewe. En alles is oké, want hy is Jesaja. Maar in sy visioen, toe hy in die teenwoordigheid van God in beweeg, wat gebeur? Dadelik kom hier die woorde uit sy mond uit. Vers 5, hy sê, toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe. En hier dink ons kan mekaar uitskel op pad kerk toe, en hierin kom en nonchalant asof het maar net niks is nie. Ek sê nou nie met die kerk, kom as die kwaas my vrou nie, asjeblief maar nie, dit sondag is hier nie maar nie. Maar jy sien, die probleem is, dis omrede jy 'n onbewuste lewe. In die teenwoordigheid van God, openbaar God dinge, wat tussen nou en hom staan. Jesaja got confronted with the things standing between him and God. En weet jy wat? Is dit nie wat met ons gebeur nie? Hierdie goed kom by jou op vir 'n rede. En ja, ou voel baie keer embarrassed. Wanneer sekere goed opkom, wat hoekom? Baie keer is ons darmal besig met donker dinge. Baie donker goed. As jy in die teenwoordigheid van die Here is, dan word hierdie goed gekrap. En dan voel jy nie lekker nie. En weet jy wat? Daar is niks daarmee verkeerd om nie lekker te voel in die teenwoordigheid van die Here nie. Daar is niks daarmee verkeerd nie. En weet jy wat? Hoekom wil jy skaam kry? Want op die einde van die dag is die saak tussen jou en God. En wat gebeur? Dit gaan nie om jou te verneder nie. Glad nie.
Weet jy wat se voorreg is dit eintlik? Om geplaag te word, my woorde, met die dinge wat nie reg is nie. Met die inspraak van God se gees. Want as dit nie daar is nie, wat dan? En die geklop in die hartsdeur. Want wat verwag God moet gebeur? Wanneer die gees jou oortuig van ongeregtigheid, is dit nodig dat ons sal ag gee op die stem van die Here. Punt 1. Tweedens, om by God ons sonde te gaan bely en die saak reg te maak. As dit nodig is, gaan na Piet toe, wat jy beskinder het, en sê vir Piet, ek is jammer, ek het nonsens gepraat van jou. Hy mag hier ook 'n klap gee, want dalk het jy dit verdien. Maar, hoor wat ek sê? En weet wat, dit is nie om daarom jou te verneder nie, maar dit is so groot voorreg, wanneer die Here met jou praat, en jy ag gee, om op jou knie te kan gaan, en te sê, Here, vergewe my. Want die woord leer my, hy is regverdig, en hy sal jou van jou ongeregtigheid vergewe. Psalm 51, Dawid, is allemaal kind vir Dawid, hy maak droog, en hy kom en hy bid, en hy berouwe wat hy gedoen het, vers 9, en hy sê, ontsondig my met hyssop, dat ek rein kan wees, was my dat ek witter kan wees as sneeu, laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig, wat u verbrysel het, verberg die aangesig vir my sondes, en delg uit al my ongeregtighede, skep in my rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste, van u 'n vaste gees. Kan ek vir u iets sê? Ek weet nie ander geloof of hulle ook sondebelydenis doen. Maar ons dien 'n God wat mense vergewe. Ons dien 'n God wat mense vryspreek. En jy hoef nie die man daar binne in die boks of die kerk wie aan met R500,000 te gee vir jou ongeregtigheid nie. God vergewe jou sonde. Daar is net een, by the way, wat jy kan vergewe. Geen mens. Geen mens kan jou sondes vir jou vergewe. Amen. Maar om 'n knie te kan buig voor 'n lewende God. En hier's die ding. Want wanneer jy daar is en gekonfronteer is en jy beweeg in die teenwoordigheid in en jy buig die knie voor 'n lewende God en jy bely jou hart uit voor die Here en jy staan op, dan staan jy op 'n nuwe skepsel in hom. Skoon gewas, vergewe, vrygespreek. So dis nie 'n vernedering nie. Dis 'n voorreg. Waar is die dae wat ons belydenisdienste gehad het? Maar jy sien, dit gaan meer vandag oor mens. En menslikheid mense bewustheid as enigiets anders. En dit is die probleem. Want kerk het nooit gegaan oor my en jou. Dit gaan oor God. So wat gebeur? Daar word dinge geopenbaar in die teenwoordigheid van die Here. Die tweede punt en ek haas my. God openbaar homself in sy teenwoordigheid. Weet jy dat dit wat jy van God vandag weet, is alleenlik dit wat God geopenbaar het tot dusver. Wie? Dan kry jy nie, ek ken die Here. Nee. Jy ken dalk wat jy nou weet. Maar ek dink ons het geen benul weet wat God alles is nie. Ons sal dit nooit kan begryp nie. Ons mense brein is te klein om dit te begryp. Dit wat jy van God weet, is wat hy tot dusver toe aan ons geopenbaar het. Inteendeel dink ons weet nog feitlik niks van wie die Here is nie. Ons weet nie. And still we walk in here like,
We are in the place. We can tell God, ons kan die Here het in 'n gebied, hoe hy moet werk, wat hy moet doen. En dan kry jy mense wat by die Here praat asof hy sommer net. Dit maak my bitter seer. God het nou gesê, openbaar homself in die dienswoorde, in sy dienswoordigheid. Jeremia kom en hy skryf in Jeremia 33. Hy sê, roep my aan, en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Can I tell you something? It can only happen in the presence of God. Amen. That's alles. Kan ek dit vir jou lees? Hy sê, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. So hier is dit. If you don't know and you want to know, get into the presence of God. As jy wil meer weet, kom. Want die woord sê, soek my en jy sal my vind. Amen. Kom in die teenwoordigheid van die Here, begin 'n godsbewuste lewe lei. Want dan gaan jy anders begin opereer. Die Amplified lees dit my baie mooi, hy sê, call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things, Amen. fenced in and hidden, which you do not know, do not distinguish, and recognize, have knowledge of and understand. Wow. Hy wil met ons bemoeienis maak. Hy wil met jou die dieper dinge deel, maar die probleem is, hy kan dit met jou deel as jy deur in die boemes is. You need to get into the presence of God. En weet wat, ek is baie dankbaar, veral wat 'n informasiebron wat daar is, en Bybelstudies wat daar beskikbaar is. Ek sê nie, jy moet dit nie doen nie. Dis wonderlik. Ek is so lief vir pastore, wat jou preek, dat jou valstande op die grond val. Wat vir jou preek, dat die fundamente van die hel skud. Ek love dit. Maar kan ek jou gou iets sê? Dit gee jou geen geestelike diepte nie. Waar kry jy dit? In die teenwoordigheid van God Almagtig. Halleluja. Dis waar jy dit kry, geen ander plek nie. Dis lekker om na 'n lekker preek te luister, want jy's die ou preek wat jy voel sommer van die boswyse van jou af. Dis lekker, but it doesn't give you any spiritual depth. Jy kry dit hier. In God se woord. Dit is die enigste plek waar jy dit gaan kry. En hy sal ondeurgrondelike dinge aan jou openbaar maak as jy dit gaan bekyk. As jy die tyd gaan spandeer. En jy sien die ding is, ek het vanoggend lees ek 'n ding en ek sê vir julle, baie maal lees jy my hoor. Jy lees dit goed, maar daar sê sekere dae. Nou dis hoe dit met my werk. As die Here vir my iets wys in die woord uit. Ek is seker elke persoon werk dit seker maar anders. Het jy ooit gesien 'n wit highlighter? As ek Bybel lees en die Here of iets wys, dis asof daai stuk oplaai. En dit is soos wie gesê, kyk daar. Lees daar, lees dit weer. Kyk wat sê ek. Kyk wat sê my woord. Maar jy sien die ding is, ons lewe maar net te lewe. En ons kan nie in hierdie dae, in hierdie tyd, dispensasie, kan ons nie bekostig om maar net 'n menslike lewe te leef nie. We need to live a life knowing that God is there. Godsbewuste lewe, elke oomblik van die dag. En weer eens, ek sê nie, jy gaan nie foto maak nie. Ons gaan. But it's not about... Ja, en ek sê nie, jy moet ook self foto maak. Dit is 'n dom ding.
En as jy nou weet, daar is 220 en daai prop daar nie meer, gaan jy jou vinger een keer aandruk? Ja. Gaan jy 'n tweede keer aandruk? Nee. Maar ons wil heel keer dieselfde goed bring, en dan word ons altyd sê, maar Here, ek is nie mens. Maar iemand bietjie verby dit ook kom. Want ons skyn die hele tyd in die vlakwatertjies spotter. Jy moet by die diepte uitkom, en jy gaan alleen met daar uitkom, as jy die tyd vat, tyd maak, in God se woord gaan sit. Ek is by my derde punt, en ek is nou regtig aan dit laat. Gelukkig weet ek kan maar preek, want daar is die kos vanmiddag by die huis nie. Dit laat maar nie. So, ek kan maar saam saam nie. Daar is die hoenders wat kan brand, en beesbou, ons al beesbou in huis, en dit moet is al 'n probleem in elk geval. Maar lamsbou dan al die lekker goed, ja. Maar kom ek by die derde punt, en dis nou die ding wat mense nie altyd like nie. En dit vir een rede, omdat mense nie altyd verstaan. In die teenwoordigheid van die Here gebeur daar goed. Dus ek sê, mense hou nie om van die goed te praat nie, want sometimes it makes people scared. Maar jy sê, soms gebeur daar dinge wat ou nie verstaan nie. Wanneer die krag van die Here vaardig raak in 'n diens, en kan jy hoor, ek het vanoggend op 'n stadium gedoen, ek weet nie hoe gaan ek van hierdie verhoog afkom nie, maar weet dat ek raak so opgewonde dan. Dit voel of ek wil deur my uit my vel uitspring en God verheerlik wanneer sy krag oor my kom. En soms in die kerk dan gebeur dat goed en then the confronting starts and that becomes a problem. Want baie maal as die gees van God vaardig raak, dan kry jy instances waar daar 'n demoniese manifestasie sal plaasvind. Yes. Maar weet jy wat? God het ons die autoriteit gegee om dit te kan aanspreek en dit te kan hanteer. Halleluja. Wanneer die krag van die Here oor jou kom, en ek gaan vir jou skrif aanhaal, dus dit beter dan onder die woord het. 2 Kronieke 5 vers 14. Ek weet nie of ek dit opgesit het. Glo ek het, jy mag my nie hoor nie. As jy wil kan jy notas maak en by die huis gaan lees. Hy sê, en die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van God vervul. 1 Samuel 10:10. When they came to Gibeah, behold, a group of prophets met him, and the Spirit of God rushed upon him, and he prophesied among them. En dit is nou Saul. 2 Samuel 6:14. And David danced before the Lord with all his might. And David was wearing a linen, ek weet nie hoe spreek hy woord dit nie, maar kleed. Hy het voor die Here uitgedans, met al sy mag. En ek dink as hierdie mense met al hulle mag begin dan so, wat gaan gebeur? Dit gaan 'n storie wees. In die Nuwe Testament, op Pinksterdag, toe God sy gees uitstort op alle vlees, wat het gebeur? Things happen when God's Spirit starts moving. En weet jy wat, as die krag van die Here, as die Here, ek wil vir jou sê, die waters begin roer, dan wil ek boets en hom in. Hoekom? Want dit is lekker in die teenwoordigheid van die Here. Die woord sê vir ons dat die mense het gedink dat die ouens daar was dronk. Want hulle het in tale begin praat. Ander het geprofeteer. Ander het dit uitgelê. Maar jy sien, dit is mense is bang vir die klas van goed. Mense het die Here aanbid. Mense het die Here geprys. Hoeveel keer het ek al gesê, as jy voel, jy wil net voor God kom lê, al is die diens, al koordans die wanneer hier in die rook staan, dan kom lê jy voor die Here, man. Amen. Want as God met jou 'n afspraak het, maak nie saak wat nie, just adhere to God's voice.
and He's going to meet with you and do what He needs to do for you. Yes. Ongeag wat om jou aangaan. En ek wil vandag vir jou beloof, ek gaan jou nie keer nie. Want hier is nie my kerk. Dis God se kerk. Halleluja. En as hy wil beweeg, doen hy dit soos wat hy wil, nie soos die geen mens wil. Mense het fisiekes hande opgelei. En hulle het gesond geword. Daar was wondes, daar was tekens. En weet wat die hart seer? En dit maak my, want ek kry heilige toring oor my skor praat. Dit het gewerk vir die vroeë kerk. Hoekom kan dit nie nou werk in vandag se kerk nie? Want jy sien, dit gaan oor die mens, dit gaan nie oor God nie. Hoekom sien ons nie die wonders betekens nie, want die mense is nie bereid om die tyd op te offer, om in die teenwoordigheid van God te gaan hê nie. Waar is die dag? Wat mense voor God gelê het, vir dae aan een, want hulle het geweet, hy is die enigste antwoord, hy is die enigste bron. Maar ons hardloop nou makliker na die dokter toe, na die bankbestuurder toe, want dit is 'n quick fix. Want ons lewe 'n mensbewuste lewe. Dan wil ons sê, Here, ek het U lief met my hele hart. Maar jy hardloop eers na die dokter toe, eers na die buurman toe, eers na die bottelstoor toe, voor jy na God toe hardloop. Dis tyd dat ons 'n godsbewuste lewe sal begin lei en God se teenwoordigheid begin soek. Maar weet jy wat? Die kerk sal op 'n ander plek wees as dit begin gebeur. As ons die tyd begin maak vir die Here. Dit het gewerk toe. Nou die woord leer vir my, hy is nog steeds dieselfde, gister, vandag, tot in alle ewigheid toe. So why would it change now? Jy sien, hier is die ding. Ons wil hê, God needs to conform to our ways of doing things. En ek het vir jou nuus vandag, kind van Heer, dit werk nie so nie. He will not conform to you. You need to bend the knee to a living God, and you need to acknowledge Him. He's not going to acknowledge you. Ja, ek verstaan die mense daar buite dink ons is mal. Want ons glo anders, ons dink anders. As die dokter vir jou sê jy het kanker, dan sê man, ek sal by die Here gaan werk. En weet wat? Ek weet van gevalle myself, waar die Here kanker genees het. Ek weet van gevalle waar kanker so die grond geval het. Maar jy sien, dit kan alleenlik gebeur, as ek 'n godsbewuste lewe lei. Amen. Ek weet, die woord sê vir ons in Hebreërs 11:1. Die geloof dan is die vaste vertroue. 'n hoop, ag op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. Kan ek vir julle 'n simpel storie vertel? Jare terug, ek was 'n klein seentjie. En my pa het gelaai om 'n kar te ry. Die kar moet keer niks. Sy by die huis kom ons die bonnet oop en hy stel. En dit is 'n probleem, want nou raak die kar meer stikkend as die ry. En ons moet op 'n stadium gebid. En weet jy wat gebeur as die Here antwoord? Dis amazing. Ons kom hier Sondagoggend in die kerk. Nou nie verstaan ons is kerk met 'n stuk in 'n kant. Hy het gehoes en op proes en periek te saai, so jy nie kan dink nie. Maar kom 'n wildvreemde man na my. En hy sê vir my, ja, Hanlie. Ek ken my. Ja, ek is Hanlie. Want die Here sê, ek moet vir jou weer die karszetels gee. Dis joune. Daar staan hy. Want weet jy wat gebeur? Hoeveel keer het jy al gesien? Wanneer mense begin manifestasies doen en jou geloof in aksie sit. Want dit werk. Wanneer jy goed roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Dis hoekom ek sê die mense dink ons het lekker maak. Want ons glo op 'n manier wat mense nie glo nie. Die extra lesiek wat jy busy die en die Bybel het vir jou gesê, nou I'm not dying.
Well, guess what? Then you're not dying. Maak nie saak wat die dokter vir jou sê. Halleluja. Laasweek hoor ek 'n getuienis wat ek vir Steven opgelaai het. Hierdie ou gaan elke jaar vir sy toetse. En hy kom en hy moet op vakansie gaan, maar hy gaan vir sy toetse en die dokter sê luister, hier is fout, hier is ietsie lekker nie. Ons moet jou goed laat check. En hy laat toets sy prostaat en ek weet nie wat so goed alles nie. Dokter sê, hier is 'n probleem. Hier is 'n groot probleem. Nou sê sy vrou, maar jy moet daarna kyk. Hy sê, ons gaan eers op vakansie, dan sal ek daar waai. En hulle klim in die kar en ry. En hy bid en hy praat met die Here. En in die Kaap gaan ek na diens toe. Die mense ken hom van geen kant af nie. En dan gaan 'n profetiese woord uit. En die Here sê vir hom, as jy terug by die huis kom, gaan vir jou toets, want jy is skoon. Dit is die woorde wat ek kry by 'n man op die klinie. And guess what? When he came to the doctor said, but I do not understand. Dis daai tyd wat jy sê, because that's the kind of God that I serve. Amen. Want by God is die onmoontlike moontlik. Yes. Romeine 4 vers 17, hy sê soos geskrywe, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak, voor die aangesig van God in wie jy geglo het, wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof dit bestaan. Ek sê nie, you must call something, want baie mense dink ons hulle kan goed in existence speak, daar is net een wat goed kan kry uit, en dit is God. Maar roep die dinge, sit jou geloof in aksie. Want wie het gebeur, die woord sê hier vir ons in 1 Korintiërs 8, hy sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Yes. In 1 Korintiërs 3:19 sê hy, want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. Want weet jy wat? Kyk wat doen die wêreld. Hulle dink hulle is slim, hulle dink hulle weet alles. Maar feitelik weet hulle niks. Want hulle dink ons is dalk nie lekker nie, ons is in die bol getik. But you know what, the coin just drops definitely when God starts working. Ek meen, my eie lewe kan ek daarvan getuig, hoe die Here goed gedoen het, wat vir mense, ek meen, nou maar mense vir my sê, maar jy is mal, dan sê ek skroep aan kry, it's fine. Weet jy wat, I'll rather be crazy, and I know who's looking after me. Ek is klaar, wil jy kom bemoedig vanoggend. Kom ons begin meer godsbewus lewe. Want jy gaan 'n ander mens wees. Jy gaan anders begin dink, jy gaan anders begin optree. Jy gaan 'n nuwe skepsel wees as jy in die Here se teenwoordigheid kom, want God gaan homself op 'n kragtadige wyse aan jou openbaar. Kom ons begin die teenwoordigheid van die Here soek in ons lewe. Weet wat, so ek dan ook gesê, as die Here die water roer, as jy sien, hier is nou iets, moenie vir my sê, as God se krag in hierdie plek vaar word, jy dit kan ervaar nie. Ek is seker jy moet dit ervaar. En weet wat, as jy daar is, as jy dit voel, gee oor, sê Here, just move upon us. Amen. Let your spirit move over me. Yes. Because by your anointing, He will set you free. Amen. Pour out new wine in this thirsty heart of mine. Maar hier is die sleutelwoord. You need to have a thirsty heart. You need to be wanting. You need to be looking. Yes. Nie net kom om jou eie gewete te sis nie. En weet jy wat? Net maar, ek gaan dit nou nie sê, ek wil nou nie. Maar weet wat? Die Here gee jou goed. Doen goed vir jou. Jy sal sekere dinge wat jy nie van hou om te doen nie. Dan vra jy die Here, Here help my. En dan doen die Here dit. Jy kan dit maar vir die mense vertel, ek gaan dit vertel. Maar I need to tell you something, because I was also late. Maar jy sien,
As daar 'n honger in jou hart is na die waarheid. As daar een boek is van die waarheid, is dit hierdie ene. Dis ons padkaart, dis ons weg. En ek wil regtig vir jou sê, kom ons begin net vir 'n oomblik. Please just do that shift. Just 5 degrees to the left. En begin meer godsbewus leef. Want jy gaan anders begin dink. Jy gaan deel hê aan die heerlikheid van God. Jy gaan meer dieper in dieper dinge ingaan. Met die Here. En dit is wat jy sê, as die Here die waterroer spring in. Gee oor. Ons sing oor gegee. Maar as jy daar staan en jy voel jy wil op en afspring vir die Here, dan dink jy binne, wat gaan die mense nou sê? Wat van die mense? You're not here to glorify man. We are here to glorify God. Ons is hier om sy naam groot te maak, om hom lof te besing. Wat maak dit saak wat die wêreld sê? Dit wat dalk gebeur gaan dalk vir mense vreemd raak. Maar God gaan jou nie 'n gat van maak nie. Want dit is wie hy is. In the presence of God. En weet jy wat ek vir julle? Dit is nie net 'n Sondag ding nie, hoor. It's an everyday thing. Want waar jy gaan, waar jy wandel, waar jy beweeg, is God se oë op jou. Hy hoor en hy sien alles wat jy doen. In the presence of God. Dit is my hele bestaan. Maar ek wil vir jou kom aanbring, sê kom ons begin lewe asof God lewe. Kom ons begin lewe of hy lewe. Want jy sien baie maal reageer ons en doen ons dinge, en ek wil nie verder aankom nie, maar ons lewe asof God nie bestaan nie, we don't care. And we should care, because He is the one that created you. En ek wil sê met dit, kom ons lewe meer minder vleesbewus, minder mensbewus, minder ekbewus, en kom ons begin lewe meer Godbewus. Amen. Die Here sê so.